ek vir julle preek. So julle moet my nou beloof dat julle is volgende week hier weer saam met my, dat ons nou kan voortgaan met ons preek. Goed, want ek is 'n onderwyser, nee, so ek gaan jou 'n bietjie huiswerk gee, ek gaan eers vir jou klas gee, en dan daarna, dan kom julle terug, en dan doen ons nou 'n diagnostiese assessering, dis wat julle nou môre aand gaan doen, en dan as ons klaar is, dan gaan leef ons dit uit, en ons doen dit. My skriflesing is uit Matteus 5 uit. Nou, dit is 'n baie, en ek het gesien, ek het al so oor 2 skrifversies het ek hier in die gemeente gepreek oor. Maar ek het al baie vir julle gesê. Vir my is dit belangrik om met julle te deel, dit wat die Here met my deel. Dit is vir my verskriklik moeilik om te deel goed wat die Here nie met my deel nie. So, wanneer ek met julle deel, dan weet julle, ek preek eerstens vir myself, dis wat die Here met my besig is, om met my in my lewe te deel, en dan miskien kan julle uit my lewe uit ietsie leer, dit wat die Here met ons doen. So, Matteus 5, dit is 'n baie interessante gedeelte die. En volgende week sal ons so klein bietjie meer stil staan oor die omstandighede, en hoekom juis die berg, en hoekom juis gebruik Matteus en Lukas om vir ons te sê dat Jesus het sy disippels geroep, maar dan word daar ook melding gemaak dat daar is 'n skare van mense. So die vraag wat ons gaan bly, en wat ek nogal gewonder het, is nou, vir wie het Jesus nou gepreek? Was dit nou vir sy disippels, of was dit nou vir almal? So hooplik, so by volgende week, gaan ons antwoorde oor hierdie goedjies hê. En dan gaan ons duidelik sien, maar hoekom die Here dit gedoen het. Want die Here het nooit iets gedoen per abuis nie. Hy het dit altyd gedoen met 'n doel. Daar was altyd purpose verbonde. So, dis baie interessant. Ons sy disippels geroep, maar tog was daar 'n skare wat ook saam was. Die bergrede, Matteus 5. Toe Jesus die mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het sy disippels na hom toe gekom, en hy het hulle geleer en gesê. Nou die opskrif hier is, die werklike gelukkiges. Die werklike gelukkiges. Ons gaan nou terugkom na die opskrifie toe. Geseënd is die wat hulle afhanklikheid weet, hulle hoe afhanklik hulle van God is. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Ek het nie 'n kerngedeelte vanoggend nie. Maar my kerngedeelte, wat as ek nou 'n kerngedeelte of 'n dan sou ek tema gekies het, dan is dit die opskrifie vir môre. Die werklike gelukkiges. Die werklike gelukkiges. Kom ons bid saam. Ag Here, help ons vanmôre, sodat ons kan leer om werklik gelukkig te wees. Ag Here, help ons dat ons nie net 'n vrug van blydskap het nie, maar dat ons gelukkigheid
kan uitstraal, en dat mense kan leer wat het is om werklik gelukkig te wees. In Jesus naam, amen. Ja, amen. Baie lekker. Die werklike gelukkig is. Toe ek die eerste keer die opskrifie lees, nou omdat ek 'n Afrikaanse onderwyser is, het dit nogal vir my heeltemal geklink na 'n homoniem en 'n homofoon. Gelukkig is. En terwyl ek daarmee staan, toe kom daar 'n advertensie op by die TV, wat sê oor bet something bla 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 en so aan. En ek dog toe, gelukkig is dit nou geluk, lak? Of is dit nie blydskap? Is om die Here te dien, is dit so af en toe jy straik 'n lak? Of is dit 'n konstante gelukkig wees? Nie net 'n blydskap nie. Want daar is tog 'n verskil tussen blydskap en om gelukkig te wees. Blydskap kan 'n eenmalige wees. Geluk is veronderstel om 'n permanente gelukkigheid te bring. So met ander woorde, die wat gebruik word, is Ashrei. En as ek dit verkeerd uitspreek, dan vergewe hulle almal my, en dan vra julle vir Doenie Bernice om dit vir julle korrek uit te spreek. Ashrei is om 'n voorspoed aan te dui. En voorspoed. So met ander woorde, dis tweeledig. Ek is gelukkig, want ek is voorspoedig. So die werklike gelukkig is mense wat ook voorspoedig is. Dit gaan goed met hulle. So, as dit goed gaan met jou, dan is jy normaalweg gelukkig. As dit nie goed gaan met jou nie, dan is jy ongelukkig. So wat kan ons doen, dat dit voorspoedig met ons gaan, sodat ons gelukkig kan wees? Die volgende woordjie wat gebruik word, is die woordjie shimlai. 'n uitbundige, blye vreugde en feesviering. 'n uitbundige, blye vreugde en feesviering. En dan kom dis die Hebreëse woorde. En dan die Griekse woord wat gebruik word in hierdie gedeelte wat ons lees, is Makarios. Makarios wat beteken salig of gelukkig. Salig of gelukkig. Met ander woorde, die woord word gebruik om beide, Ashrei en Shimna, te beskryf. So, wanneer hierdie woordjie gebruik word, dan beteken dit al hierdie dinge. Saligheid, 'n absolute vrede. Daai rustigheid, daai kalmte. Die teenoorgestelde van saligheid is bekommernis, depressiwiteit, stres. En natuurlik, die teenoorgestelde van gelukkigheid is natuurlik ongelukkigheid. So, dis wat die Here vir hulle wil sê. So, wil julle regtig daai saligheid hê? Wil julle 'n diep geestelike toestand van vreugde en voorspoed ervaar? Wil julle 'n blye vreugde hê, wat nie eendag oppas en die volgende dag af is nie, maar dit is 'n
permanente vreugde, waar jy absolute vrede het, waar jy werklik gelukkig is. Doen die volgende. Daar's 8 dinge wat die Here noem. 8 dinge. En dan is daar 'n 9de een, maar dis eintlik, julle weet mos hoe 'n predikant eindig, dan sê hy, en ek wil vir julle net op die volgende klem lê. So die 9de, lê net bietjie meer klem op wat nommer 8 sê. So, ons gaan vanmôre gou so deurwerk op elkeen van hulle, en dan volgende week, dan bring ons dit by mekaar, by die beloftes. Die eerste een natuurlik, is afhanklikheid van God. Kom ons lees die versie. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. So met ander woorde, jy's gebless. En waarmee word jy gebless? Met voorspoed, met geluk, en natuurlik, die hele koninkryk van God behoort aan jou. Die hele koninkryk van God behoort aan jou. Jo, die koninkryk van God is met jou. En nou beloof die Here dit, maar hy sê, wat jy moet doen is, jy moet weet, hoe afhanklik is jy van God. Het jy al op 'n plek gekom wat jy besef hoe afhanklik is jy van God? Somtyds laat die Here net sekere dinge in ons lewe toe, om ons net weer terug te bring, en ons te herinner, hoe afhanklik ons regtig van God is. Dis nie my talente nie, dis nie my skills nie, dis nie my grade nie, dis nie my persoonlikheid nie, dis nie my karakter nie, dis eintlik niks wat ek doen nie. Dis God. As ek weet hoe afhanklik is van God, en dit is baie maklik om my afhanklikheid van God in my gees te aanvaar. En te sê, Here, ek gee oor aan U, U is my verlosser, U is my saligmaker, en ek is afhanklik van U om eendag in die hemel te kom. Godsdienstig is dit baie eenvoudig om my afhanklikheid aan God te erken. My denke raak bietjie moeilik. Daar waar ek in die aande gaan lê en ek slaap, of voordat ek nie kan aan die slaap raak nie, en al my gedagtes deurgaan, en al die bekommernisse, en al die stres, en al die dinge wat deurgaan. Totdat ek leer, maar Here, ek gee my denke oor aan U. Dit wat Paulus eintlik gesê het, toe hy bedink die dinge wat daarbo is. Met ander woorde, laat jou gedagtes, gee dit oor aan God. Begin die dinge sien wat God sien. Begin dink oor hoe God daaroor sal dink. Ag, ek weet, baie jare terug was daar 'n ding van, what would Jesus do? Ag, en dit het begin as 'n werklike stap wat mense besluit het, maar, en later het dit maar net 'n goeie sêding geword. What would Jesus do? Maar dit raak al moeiliker om jou denke oor te gee aan God.
Maar dit is presies wat die Here sê. Gee jou denke oor aan hom. Jou liggaam, jou gesondheid. Om te sê, Here, maar hierdie liggaam behoort nie meer aan die wêreld nie. Dit behoort aan U. Nou, ons wat hier sit, is dit dalk makliker om dit te sê, maar vir die jong mense raak dit al moeiliker in vandag se lewe om te sê, maar luister, my liggaam behoort nie aan enige sonde nie. My liggaam behoort aan God. Ek gee my liggaam oor aan God. En dis 'n tempel van die Heilige Gees. Hierdie liggaam het nie plek vir sonde nie. Hierdie liggaam moet skoongemaak word, sodat God se Gees deur hierdie liggaam kan werk. Jou emosies. Ek spot altyd. En veral toe ek tussen die klomp seuns was, het ek altyd vir hulle gesê, kyk, julle moet nooit vir meneer Nodee bid dat hy krag kry nie. Want as hy krag kry, slaat ek vir julle almal mors dood. So bid maar net vir genade, dat ek net genade ontvang. Maar my emosies, om my emosies oor te gee aan God. As ek kwaad raak vir die departement, of ek raak kwaad vir die politiek, of ek raak kwaad vir die een, of ek raak kwaad vir die kind in my klas, om daai emosie oor te gee aan God. Here, neem U oor. Ek gee dit oor in U hande. U is in beheer. Here, ek is so afhanklik van U om my emosies te beteel. En die van julle wat nie weet nie, Japie Nodee is maar kort van draad, hoor. En tog sal baie mense sê, "Ai, maar jou sterkpunt is sagmoedigheid en jy het so lankmoedigheid." Hoor nie. Ek het nie. Ek het regtig nie. My werk. Here, is niks wat ek doen nie. My sukses is nie ek nie. Here, wil U nie ingryp nie. My gesin. Ek spot altyd, en ek het dit al gepreek, toe ons huwelikspaadjie geloop het in geestelike vaders. Toe ek en Lani so pas getroud is, het ons 'n huwelikskursus bygewoon. En toe die ou sê, die man is die hoof van die huis, toe tik ek vir Lani so. En toe sê Lani vir my, ja, en ek is die nek. So met ander woorde, die nek draai die kop net waar hy wil hê. In my gesin. Here, ek gee my kind oor aan U. Ja, is die moeilikste ding om te doen. Vra vir Abraham. Toe hy daai belofte maak en sê, Here, ek gee my kind in U hande. Dis verskriklik moeilik. Jou finansies. Vertrou jy regtig God met jou finansies? Of is daar, hierdie is maar 'n klein dingetjie, ek wou gehad het, miskien, ek het nou gedink, ons gaan vanmôre 'n bietjie minder wees, dan sit ons weer om die tafel, en dan kan party van julle, kan nou bysit, want ek het nou maar 'n paar goedjies hier neergeskryf, wat op my van toepassing is, so as ek hierdie goed genoem het, is dit nou nie vanmôre julle goed nie, julle mag nou huis toe gaan, en julle gaan nou byskryf, waar is aspekte, wat jy vir die Here nog moet sê, Here, ek maak U nog nie baas daarvan nie. Hierdie aspekte in my lewe is nog nie totaal en al oorgegee aan U nie. Hier is dit, Here. Vir my is dit so belangrik
Maar nou gee ek dit vir u. Ek gee dit oor aan u. En vra vir die Here. Here, ek wil regtig gelukkig wees. En een van die redes om gelukkig te wees, is om alles oor te gee aan u, dat u in beheer is van my lewe. My hele lewe. Nie net die gedeeltes waarvan Japie wil hê, u moet in beheer wees nie. Ander gedeeltes sal ek self beheer, wat? Nee. U is beheer. Volgende week sal ons gesels oor die beloftes. Dan behoort die koninkryk van God aan julle. Dan behoort die koninkryk van God aan julle. Die tweede, een wat sê, wanneer is jy nou regtig gelukkig? Is treur. En ek het nou gaan sit en ek het probeer huil. En dit het nie gewerk nie. En toe wonder ek nou maar, wat bedoel die Bybel oor treur? In die Griek sê dit spinthio. Die mees intense woord wat huil kan beskryf. So beteken dit, ek gaan nou 'n vloermoer gooi. Julle weet vloermoer is die mooi Afrikaanse woord vir 'n tantrum. Moet ek gaan sak en as? Wat beteken dit? Maar hierdie woord is verskriklik diep. Hierdie woord wat hier gebruik word, is verskriklik. Dit verwys na 'n diep, hartverskeurende rou of smarts. Soos wanneer jy treur oor 'n geliefde se dood. Hierdie woord word spesifiek verwys na 'n gevoel oor mense wat gered moet word. Wow. Wanneer laas het ek gehuil vir my broer en my suster? Wanneer laas was my trane nie net oor myself nie? Wanneer laas het jy hierdie intense begeerte gehad dat mense tot bekering moet kom? Ag, Jesus het met Lazarus se dood, toe hy by die familie was, is daar net een en Jesus het geween. Die kortste versie in die Bybel. En dan dink ons, dit was omdat Lazarus dood is. Maar Jesus het eintlik geween oor die ongeloof van die mense vir wie hy so lief het. Om 'n werklike begeerte, om intense begeerte te kry dat mense tot bekering moet kom. Hulle wat werklik treur. Wat huil oor die regte dinge waaroor God sal huil. Want kyk, as jy die eerste ding nou doen en jy jou afhanklikheid van God gee, gaan jy begin voel soos God, gaan jy begin sien soos God, gaan jy begin doen soos God. Want hulle sal vertroos word. So volgende week. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Ag, en ons het al so 'n bietjie gepraat oor sagmoedigheid en nederigheid word baie keer in dieselfde asem gebruik. En is deel van die vrug van die Gees. Paltus is die woordjie wat gebruik word. En dit sê letterlik, dis krag onder beheer. Krag onder beheer. Het jy al Smallville gekyk? Smallville. Kyk,
as ek nou dikwels vir alles dan kyk ek Smallville, nee. Smallville is eintlik 'n storie oor Superman. En die hele ding is, ek het so rukkie terug, toe kyk ek Big Bang Theory ook. En hier sê, die een, wat is het, wie is die slim man? Maar hulle almal is seker slim. Maar hy sê toe, ek het vir 10 jaar, moes ek wag, 'n ou wat kan vlieg, om te vlieg. En dis toe ek nou Smallville begin kyk. En dis regtig so. En dan elke keer dan sien jy hoe die jong Clark Kent ontdek van sy kragte. En hoe hy beheer moet neem oor sy kragte. Nou weet ek, jy vergelyk mos nou nie comic books met God se woord nie. Maar ek dink dis die beste verduideliking wat ek vir julle kan sê. Weet jy hoeveel krag en mag is in die hande van die Christen? Weet jy dat die Bybel sê dat aan jou word die sleutels van die hemel gegee? Openbaring? Weet jy dat God vertrou jou met sy hele werking, met sy evangelie? Daar is soveel mag en krag beskikbaar. Maar hoe gebruik ons dit? Terwille van die koninkryk van God? Tot verryking van myself? Werklik vir siele om tot bekering te kom? Dis wat hierdie woordjie sê. Krag onder beheer. Dis nie 'n swakheid om nie te beklei nie. Dis nie 'n swakheid om nie te stry nie. Dis nie 'n swakheid om reaksionêr op te tree nie. Nee. Dit is 'n swakheid om reaksionêr op te tree. Maar dit is nie 'n swakheid om soms net stil te bly nie. Ja, jy hoef nie altyd iets terug te sê. Soms kan jy maar net stil bly ook. Spider-Man se oupa het eendag vir hom gesê, with great power come great responsibility. Wat maak jy met die gesag en die mag wat die Here aan jou gee? Hoe gebruik jy hierdie mag en gesag wat die Here jou gee? Ten goeie? Dit is 'n doelbewuste keuse om jou reaksies, woorde en krag in toom te hou. En dit het alles te doen met 'n begrip vir mense. Compassion. Compassion. 'n begrip vir mense. En dan is die belofte, jy gaan 'n nuwe aarde ontvang. Ons sal 'n bietjie praat oor daai nuwe aarde volgende week. Maar dit gaan 'n nuwe hele wêreld vir jou oopmaak. Nommer 4. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geregtigheid. Honger en dors om reg te doen en reg te sien.
om reg te doen en reg te sien. Dis wat geregtigheid beteken. Die Griekse woordjie wat hier gebruik word, kan ek nie eens uitspreek nie, so julle gaan vra vir Dominee Bernies om dit vir julle uit te spreek. En dit gaan nie net hier oor wetsgehoorsaamheid nie. Dit beteken om in 'n regte, liefdevolle verhouding met God te leef en reg op te tree teenoor mense. Onthou julle, ek het gepraat hoe ons vrug van die Gees gedoen het oor die prisma voorbeeld. God se liefde wat in ons skyn. En dan is al hierdie wonderlike kleure, die vrug van die Gees wat uit ons uitskyn. En dis presies wat hier die woord vir ons sê. Is God se geregtigheid wat in ons skyn. En dan doen ons teenoor mense wat reg is. Ons staan baie keer op wat reg is vir ons, en dan vergeet ons, maar ons het ook dieselfde verantwoordelikheid. Die volgende versie sê vir ons, geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Interessant is wat ek agtergekom het met barmhartigheid is, dat dit is nie 'n selfstandige naamwoord nie, dit is 'n werkwoord. Met ander woorde, dis iets wat gedoen moet word. Die selfstandige naamwoordjie is elios, wat deernis beteken. So met ander woorde, ek het deernis. Maar die werkwoord is 'n intense gevoel van ontferming, meegevoel en vergifnis. Dis wat barmhartigheid beteken. Wanneer ek barmhartigheid in die Bybel sê, ek moet barmhartigheid aan mense toon, dan beteken dit, dan moet 'n intense gevoel van ontferming wees. Kan ek iets terugverwag? Nee, 'n intense gevoel van vergifnis, ontferming en meegevoel. En dan sê die Bybel, die belofte is, geseënd, want aan jou sal barmhartigheid terugbewys word. Daar gaan meegevoel vir jou gegee word. Daar gaan vergifnis vir jou gegee word. God, jy het nog 5 minute of jy het nog 6 minute oor, nee? Het al 2 minute gehad. Het ek nou 2 minute gehad. So ek moet eintlik my in die klas het ek altyd iemand in die klas wat vir my tyd hou en vir my sê meneer Modee, jy moet nou roer hoor. So wanneer jy raar, so ons is by 6. En ek wil dit graag gou net vinnig sê. Geseënd is die wat rein is, want hulle sal God sien. Hierdie woordjie rein is natuurlik die woordjie wat sê jy suiwer, onbesmet. Dit verwys na jou innerlike lewe, jou geestelike verstand en die suiwering van jou emosies. Die suiwering van jou emosies. 'n rein van hart. Dit wat in jou hart is en dit wat uit jou hart kom. Opregtheid is 'n baie mooi woord. En dis presies wat hierdie woord ook in Grieks beteken. Is nie net 'n rein hart nie, maar dit beteken ek is opreg. Genuine. Ek is nie plastiek nie, of ek is nie tapper nie. Ek is opreg. Die belofte is, wat jy te doen, gaan jy God sien. Jy gaan God sien. Volgende week sal ons daaroor gesels. Nommer 7 is die vredemakers.
Hierdie gaan dit meer as net die vrug van die Gees. Dis 'n saamgestelde woord in Grieks. En as jy dit opbreek, dan sit arens en porio. Die eerste een is vrede en die tweede een om te maak of te doen. So met ander woorde, jy moet vrede maak of jy moet vrede doen. Kan nie wag vir vrede nie, jy moet vrede maak. Letterlik beteken iemand wat vrede maak, konflik oplos en versoening bewerk. Beteken dit ek moet altyd bekleierery oplos? Dis nie wat hier bedoel word nie. Hier bedoel dit om die konflik wat ontstaan het tussen mens en God, daai versoening tussen mens en God te herstel. Jy sal kind van God genoem word. Wanneer? Wanneer jy mense help om versoen met God. Dit was Jesus se prominente taak. Hoekom hy gebore is en hoekom hy afgekom het na die aarde toe, is dat daar versoening kan kom tussen my en jou, tussen God en mens. Dat die konflik wat ontstaan het tussen God en mens, tussen mens en mens, dat dit opgelos kan word. Jy sal genoem word kind van God. Die 8ste, jy sal vervolg word omdat jy doen wat reg is. Met ander woorde, hulle gaan jou spot. Jy gaan geboelie word. Jy gaan uitgewerp word. Jy gaan in hegtenis geneem word. Omdat jy doen wat reg is. Ek dink vir ons wat al aangestap het en vir ons jong mense. Engels praat ons altyd van peer pressure. Hoe ouer jy word, hoe makliker word dit om te staan vir wat reg is. Want jy gee nie meer om wat mense van jou dink of sê nie. Vir ons jong mense is dit 'n krisis. Wanneer jy staan vir wat reg is, wanneer jy nie sonde wil pleeg nie, dan is jy uit. Dan is jy 'n nerd. Dan is jy 'n sussie. Dit maak dit moeilik. En die belofte, die koninkryk van God behoort aan jou. Met ander woorde, die behoort. Ons doen baie keer goed omdat ons so graag wil behoort. Ons doen baie keer die verkeerde dinge omdat ons wil behoort. Ag, ek wil aan hierdie groep maats behoort. Ag, ek wil aan hierdie groep behoort. Jy weet, dis die groep van die dorp en dit is die groep van wie ook al. As jy nie behoort, word dit gemaak, hoor. Nou sê die Here, waaroor bekommer wees jy? As jy die regte dinge doen, dan behoort jy aan die koninkryk van God. En die koninkryk van God behoort aan jou. Die koninkryk van God behoort aan jou. En dan die laaste een is die slot en dit bevestig net nommer 8. En ek gaan dit lees, want volgende week gaan ons bietjie langer daarby stil staan.
Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik alles wat sleg is van julle sê. Wees bly daaroor en wees verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Wees bly en verheug wanneer jy vervolg word. Want dan weet jy doen die regte ding. Kom ons bid saam. Hemelvader, ag Here, help ons om 8 van hierdie dinge deel van ons lewe te maak. Nie omdat nie, maar sodat. Sodat ons ook deel word van u koninkryk, sodat ons u kan sien, sodat ons verhouding net meer en groter met u kan word. Here, dis waar ware geluk lê, is wanneer ons meer en meer van u in ons lewe kan kry. En elkeen van hierdie dinge wat ons doen, mag dit wees dat ons nader en meer van u wil hê in ons lewe. In Jesus se naam, amen. Is ons by ons tyd? Mooi, ons is by ons tyd.